Ek dank die Here vir hierdie genadegawe kans om jou vanoggend te benader met die woord van die Here, met Jesus Christus homself, met die Gees van die almagtige God wat in jou hart moet spreek. En ek wil vanoggend vir jou vra, laat alles net vaar en laat toe dat die Here sy woord mildelik in jou hart deponeer. Die opskrif van my boodskap vanoggend is die bitterheid in jou hart. En dit is 'n baie knaande stukkie woord vanoggend. In ander woorde wat ek daarmee bedoel, dit is moeilik om daaroor te praat. En dalk het hierdie bitterheid gekom deur iemand wat iets in jou gedoen het baie jare terug. Of persone wat dalk vandag nog steeds goed in jou doen. En deur dit kon jy dit nooit een kant toe sit nie. Jy kon nooit van dit ontslae raak nie. Want hoekom? Jy het nog nooit die persoon vergewe nie. Dit maak nie saak wat die saak is wat in jou lewe gebeur het nie. Maak nie saak hoe erg dit was nie. Vergifnis is 'n genadelike gawe en 'n geskenk wat God vir jou gegee het. Maar jy moet dit toepas. Jy kan nie net sê, ja, God sal my vergewe nie, maar jy kom nie tot daai plek om dit te doen nie. Soos ek gesê het, maak nie saak wat dit is wat in jou lewe gebeur het nie. Ek wil jou vanoggend vra, gaan lees Matteus 6, 14, 15, Kolossense 3, wat praat oor vergifnis. En as jy hierdie bitterheid, wat jy al vir hoeveel jare saamdra, en dalk nog vandag nog steeds dra, hierdie, ek wil amper sê rugsak vol probleme, want jy het so lieflike lewe. Jy het dalk 'n man, jy het dalk 'n vrou, jy het 'n klomp kinders, en hulle is eintlik bloeisels in jou lewe. Maar weet jy wat? Jy het nog steeds hierdie bitterheid in jou hart. En hierdie bitterheid kan jy nie van ontslae raak nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, die enigste manier hoe jy van sulke goed gaan ontslae raak, van alles wat in jou gedagtes rondmaal, en die nagevolge om hierdie bitterheid in jou hart te dra. Dalk vat jy vandag 'n spinner by die werk. Dalk vertel jy leuns elke dag. Dalk hou jy jou besig met alle gemors op sosiale media. En so gee jy elke dag vir die Satan net nog kos. En as jy wegloop, dan lag hy vir jou en sê vir jou, I've got him again. I've got her again. Moenie die Satan kos gee nie. Moenie die vieslike dinge van die Satan navolg nie. Ek kan dit nie meer bestempel nie. As jy nie by vergifnis kan begin nie, dan gaan jy dit nooit regkry nie. Jy moet onvoorwaardelik vergewe, sodat God jou kan vergewe vir die spinner by die werk, die leuns wat jy vertel, en al die goede wat daarna kom. Jy sien, jou lewe gaan nooit regkom, as jy nie besluit om met vergifnis te begin nie. Jesus het vir ons die voorbeeld gewys om lief te kry, en as jy waarlik lief kry, sal jy vergewe. En so kan jy eerstens met God versoen word, en tweedens kan jy versoen word dalk met daai persoon wat jy vergewe. Maak nie saak wat hy of haar optrede is nie. Vergewe jy eerlik en waarlik uit jou hart uit, sodat jou lewe 'n blommetuin, die lieflike reuk van vars blomme in jou lewe kan wees. Brood en water, 5 minute woord bediening, seëngroete, en val vandag op jou knieë, en bid die Here, en sê, Here, hier is ek, red my Here, uit hierdie bitterheid op my hart. Ek wil net vir jou nog iets sê, Jesus is baie lief vir jou. Amen.